Ons het vanoggend alreeds 2 gedeeltes gehoor uit die pragtige brief aan die Romeine. Romeine 4 het ons saam gelees. Nou, ons gaan vanoggend as ons skriflesing kyk na Romeine 5. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Dit val onder 2 opskrifte: versoening met God en vrede deur die geloof. En dan deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur een mens ook die geregtigheid en die lewe. Dit is Romeine 5 vers 1 tot 21. En ek wil onthou, jy moet onthou, ons het vanoggend ook saam bely, hy, ons Here Jesus Christus, het gelei onder die skepping, onder meer deur Pontius Pilatus. Voordat ons hierdie gedeelte dan ook saam lees, en ek vra broers, kom ons staan en kom ons bid saam tot ons Here ook as 'n gemeente. Almagtige Here, ewige Here, alleenwyse God, voor U kom ons vanoggend buig in aanbidding en in afhanklikheid. Dis aan U wat ons die lof en die eer ook bring waar ons hier saam is. Here, ons bevind ons in tye waar die mensdom keer op keer skielik bewus gemaak word van sy eie onvermoë. Here, die skepping wys ons dat vanuit onsself is ons nie so groot soos wat ons dink nie. Maar met al die dinge wat aan die gang is, o Here, weet ons, U is en U bly in beheer. Ons weet niks is groter as ons Here nie, geen oorlog, geen ekonomiese krisisse, geen siekte onder mens en dier nie. En ons vra daarom, o Here, dat U ons in hierdie tye sal rig, dat U grootheid en U almag deur ons optrede geëgo word. Dat die mense sal sien, U is alleen God, U is die groote en almagtige God. Nou Here, ons dra almal in U op wat ook in ons gemeente deur siekte en ongesteldheid en hartseer geraak word. Here, ons dink aan Tannie Elaine en Tannie Toy en Tannie Susan wat almal besig is om te herstel, en daarvoor is ons innig dankbaar. Ons dink en bid ook vir Frikkie en oom Skalk, en vanoggend dan ook in besonder vir oom Hennie se familie. 'n Moeilike dag wat môre ook op hulle wag en almal wat oom Hennie geken het. Here, maar ons bid ook vir ons broers en susters wat vanoggend ver is en in ander gemeentes U naam aanroep. Ons bid en vra dat U hulle ook veilig sal terugbring, as dit U wil is. Here, ons bid en vra ook in afhanklikheid dat U met ons vanoggend sal praat vanuit U woord. Here, ons bid en vra dat U ons geloof opnuut in hierdie lydingstyd sal verskerp. Mag ons die boodskap leef wat ons hoor. Here, ons moet ook bid en vra dat U ons sal vergewe die kere wat ons val in ons roeping, wanneer ons in ongehoorsaamheid optree. Here, ons bid en vra dat U elkeen sal seën wat hierdie week verjaar. Ons bid en sê dankie dat U ons alreeds so seën met die reën, 'n getuienis van U sorg. En daarom kan ons ook nie anders as om te bid en aan U die lof, die krag en die
majesteit toe te skryf. Want U alleen is God en Koning, U alleen is Verlosser en Regter. U alleen kom dit alles toe. Amen. Ons gaan nou saam lees Romeine 5, maar ek wil eers vir u net die 15de vers uitlig. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer hierdie genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Ek gaan vir ons voor vanaf die eerste vers. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as daar deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Wat as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so is ook dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, ons Here. Net tot sover, ek lees ook vers 18,
Daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Broers en susters, vanoggend is dan die eerste preek hierdie jaar in ons lydingstydperk spesifiek dan ook oor daardie tema. En dit met die oog op Paasnaweek, Goeie Vrydag en Paasondag, wat ook nie meer so ver weg is nie. Nou hierdie jaar by die lydingstydperk se geleenthede wat ons dit behandel, gaan ons praat oor die aspek van Christus se lyding aan die hand van die skepping. Daar's baie fasette van sy lyding, al die verskillende aspekte daarvan het ons verlede jaar in die lydingstydperk behandel, maar hierdie jaar fokus ons spesifiek op sy lyding aan die hand van die skepping, want hy het onder die skepping gelei. En vanoggend, soos ons bely het in die 12 artikels en ons die klem dan ook op gelê het, gaan ons kyk na ons Here se lyding aan die hand van die howe van hierdie wêreld, spesifiek aan die hand van Pontius Pilatus. Vir daardie doel het ons eers gekyk na Romeine 5. Ek het 'n stuk gelees rondom die verduideliking van God of van Christus se lyding aan die hand van die skepping wat Andri Silje geskryf het. En hy het dit aan die hand gedoen van 'n baie bekende liedjie wat ons as kinders al leer ken het. Laat ons skyn vir Jesus. Op een of ander stadium, as kinders, het ons almal gesing, laat ons skyn in Jesus, en dan later jy in jou klein hoekie en ek in myn, of ek in myne. En weet jy, so kyk ons nog steeds dikwels mal na die lewe. Mens op ons eie. Mens met sy eie keuses. Eie foute. Eie smaak, eie drome. Mens met sy eie geloof. Wat natuurlik vir ons 'n baie private saak is. Daar is ander met ander sieninge, ander smaak, selfs ander geloof. Maar ek in my klein hoekie het niks daarmee te maak nie. Dis hoe ons na die wêreld kyk. Dis hoe ons na die mensdom kyk. 'n klomp individue, elkeen besig met sy eie ding. En weet jy, daarom is ons ook so vinnig op ons agterpote as iemand my laat skuldig voel oor my klein hoekie en wat ek daarmee besig is. Die hartseer is, daardie siening het by ons ook ingekruip, en daardie siening is niks anders as 'n postmodernistiese wêreld uitkyk nie. Ons luister met skok nou weer na dit wat in die wêreld aan die gang is en die wandade wat plaasvind in ander dele van die wêreld. En is dan tog te dankbaar, dis ander mense wat dit doen. Dis nie ons mense nie, dis nie ek nie. Ander mense wat mekaar martel, mekaar doodskiet, wat massagrafte grawe. Maar dis nie ek nie. Dis nie my skuld nie. Want dis nie in my klein hoekie van hierdie wêreld nie. En so sit ons in daardie hoekie en dink ons so maklik, ons is nie gebind of verbind aan die ander lelike dinge daar buite nie. En so kan ons net so maklik redeneer oor wat gebeur het
met Christus se verhoor en sy teregstelling. Dit was nie ons wat ons Here voor Pontius Pilatus gesleep het nie. Was nie ons wat hom gemartel het nie, dit was nie ons wat hom eers verneder het nie. Ons was nie eers daar om te staan en kyk hoe dit gebeur het nie. En weet jy, in hierdie lig met so 'n wêreld uitkyk, het die uitdrukking wat ons bely gelei het onder Pontius Pilatus, dan mos eintlik niks met ons uit te waai nie. Dan word dit iets wat ons bely sonder dat dit waarlik 'n impak het op wie en wat ons is, ons mens wees. Maar dit kan nie wees nie. Dit kan nie waar wees as ons sê dis deel van ons belydenisskrifte wat ons handhaaf as waarheid nie. Daar moet meer daarin steek. Nou in die begin van vers 12 van ons geleesde gedeelte lees ons: daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Deur een mens die sonde in die wêreld, deur die sonde die dood, en daarom die dood tot almal, omdat almal gesondig het. Ons weet wie is daardie mens. Dis Adam. Voor die sondeval was Adam en Eva regverdig of geregverdig in God se oë, in die regte verhouding met God gestaan. En as ons die gebeure rondom die sondeval in Genesis saamvat, weet ons hulle het eerstens 'n pragtige tuin gewoon. Beperkings was min. Een ding wat hulle nie mag gedoen het nie was om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Maar weet ons verder, hulle was ongehoorsaam, nie geluister nie. Hulle het van die vrugte geëet. En skielik op daardie oomblik het alles verander. In Genesis 3 wat ons goed ken, lees ons vers 8. Adam en Eva was nie meer gemaklik met hulle verhouding met God nie. Daardie verhouding wat reg was, is versteur. Hulle het probeer wegkruip. Dit wat tot op daardie oomblik 'n bron van vreugde was skielik nou die oorsaak van vrees. Bang vir God, kruip weg vir God. Gaan wegkruip van die verhouding waarin hulle eintlik hulle ware identiteit gevind het. Dit is die eerste verhouding wat versteur is. Dan vers 12 tot 13 sien ons hulle begin ander blameer. Dit word die nuwe norm van verhoudings in die skepping. Beide Adam en Eva blameer die ander. Adam se verskoning is Eva se skuld. Eva blameer die slang. Verantwoordelikheid word nie aanvaar nie. Dit is altyd iemand anders se fout. Die lelik is nie in my hoekie nie. Kom van iewers anders af. So is die verhoudinge onder mense versteur. Ons lees 14 en 15. Die mens moes verder die tuin, die aarde bewerk met moeite. Die verhouding met die skepping is versteur. Vers 16, die eerste stukkie, swangerskap gaan vandaar met pyn gepaard. Gaan ook dieper. Hoofstuk 4 lees ons van die eerste moord tussen broer en broer. Kinders, 'n bron van vreugde. Ook daardie verhouding is in die sonde versteur. Tweede gedeelte van vers 16. Man en vrou verhouding word al moeiliker. Waar hulle sy aan sy gewerk het, begin die man die vrou domineer en die vrou rebelleer.
ook daardie verhouding is versteur. 17 tot 19, werk word pynlik en moeilik. Is deel van ons skepingsopdrag en roeping, 'n bron van trots, van bevrediging, 'n groot taak, 'n groot roeping. Maar nou in 'n akker vol dorings en distels. Die mens se verhouding met die skepping is versteur. En die dood kom dan die wêreld binne, die pynlikste gevolg van almal, die loon wat die sonde gee, die dood, Romeine 6 vers 23. En so is al die verhoudinge geheel en al versteur. Toe God Adam en Eva geskaap het hy die mens geskape as verteenwoordigend van die skepping. En daarom sien ons hierdie gevolge. Die volheid en die totaliteit van die menslike natuur was vervat in Adam. En toe hy daar aan God ongehoorsaam was die volheid van dit wat dit behels, gedompel in ongehoorsaamheid. Daarom lees ons, soos wat Paulus dit beskryf, die hele menslike natuur in die een mens sonde geword. Vir altyd is hierdie verhoudinge tussen God en mens en mens en skepping versteur. Maar nie alleen erf ons 'n sondige natuur as gevolg van Adam se val nie. Ons het ook sy skuld. Die ouer kinders by die VBO sal nou al weet, ons leer van erfskuld en erfsonde. En op grond van daardie tragedie sit ons met beide. Want Adam het nie die mensdom verteenwoordig soos wat hy moet nie. Adam was nie gehoorsaam aan God soos wat hy moes nie. En daarom is die mens, sy nageslag, gebore met die geneigtheid tot sonde. Ons kan nie anders nie. En het almal deel aan sy skuld, ly almal dieselfde straf wat hy ontvang het, naamlik die dood. Dis wat Paulus bedoel as hy in vers 12 vir ons sê, almal het gesondig. En daarom die oordeel, die vloek nie net oor Adam nie, maar oor die skepping self. Adam se wil, sy ingesteldheid, sy gedagtes, sy denke, die manier wat hy na die skepping kyk, het geval. So daar was gevolge vir die hele mensdom. Vir al die vermoëns van die mensdom as gevolg van die eerste mens. As gevolg van die eerste Adam. Nou, jy kan in jou klein hoekie wegkruip. Ek kan mooi praatjies maak in myne. Maar sondaars is ons sondaars. Skuldig is ons skuldig. Omdat ons Adams kinders is. En ek wil hê die senior jeug moet mooi luister oor hierdie, of na hierdie term. Vrydag aand gaan ons dit weer hoor. Omdat ons Adams kinders is ons skuldig. En daarom, soos Adam, staan ons onder die doodstraf. Daardie vonnis. Hierdie oordeel in onsself kan ons nie vryspring nie. Maak nie saak in watter hoek
of gat ons wegkruip nie. So wat Paulus vir ons in die gedeelte sê, Adam was 'n tipe verteenwoordiger. En sy optrede het op die ou einde van die dag 'n effek gehad op alles en almal rondom hom. Maar Paulus stel dit so mooi dat hy Adam uitbeeld net as 'n tipe. En nog nie die een nie. Hy was slegs 'n tipe van die een wat na hom sou kom. Want die een is ook verteenwoordigend. En ons lees van soveel te meer 'n groep mense, en net soos Adam se een daad van ongehoorsaamheid die lot van die mensdom bepaal het die een se daad van gehoorsaamheid die lot van die kinders van God bepaal. Die een, ons Here Jesus Christus. Dit moet ons onthou. Ja, ons bly deel van die mensdom, ons is Adams kinders. Ons word gebore met sonde, maar ons word aangeneem tot kinders van God. Vers 12 tot 19 praat Paulus oor die wonder van ons verlossing. Hy sê, ons kan bly wees omdat ons met God versoen is. Ons kan seker wees dat ons as gelowiges die vonnis vryspring. Wonderlike dinge. Maar nou sit ons in ons hoekie, jy en joune en ek en myne. En ons vergeet, ons is deel van hierdie groter waarhede. Ons vergeet so maklik die grootheid van dit wat ons of God vir ons gedoen het. Ons vergeet so maklik wat dit hom gekos het. Paulus skryf verder, vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang het, in die lewe heers deur die een, hoofletter, die een, Jesus Christus. Slegs op grond van sy lyding kan ons, mag ons, kinders van God genoem word. Om terug te kom by die term wat ons genoem het aan die begin. Dat Christus onder Pontius Pilatus gelei het. Weet ons, dit verwys na dit wat met hom gebeur het, terwyl hy onder die mag van daardie Romeinse goewerneur van Pilatus gestaan het. Ons weet Christus het voor hom verskyn, juis om regspraak te ontvang. En dit is onder sy heerskappy wat ons Here gelei het, wat hy gelei het en dit oorgekom het wat met hom gebeur het. Maar nou lees ons in Matteus 27 vers 24 hoe dit Pilatus hierdie hele situasie hanteer het. En hoe hy eintlik in sy klein hoekie gaan inkruip het. Want ons lees, hy sê, toe Pilatus, toe hy sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. Dit was Pilatus se reaksie op die veroordeling van Christus, toe hy met die een gekonfronteer is. Hy het een kant toe gestaan, in sy hoekie ingekruip en verklaar dat hy niks met die situasie te doen wil hê nie, dat hy onskuldig is van wat verder met Christus
met die regverdige man gebeur. Pilatus het na sake gekyk vanuit 'n jy in jou klein hoekie en ek in myne manier van 'n ding van die werklikheid. Maar die waarheid is, hy was nie onskuldig nie. Al het hy homself van Christus se verhoor, van ons Here se veroordeling onttrek. Hy was skuldig. Net so skuldig soos wat Adam was as verteenwoordiger van die mensdom. Hy was skuldig. Net soos wat u en ek skuldig is as deel van die mensdom. As ons op 'n jy in jou klein hoekie en ek in myne manier dink oor die mensdom, oor ons werklikheid, oor die gebeure wat alles plaasgevind het van daardie dag in die sondeval af, dan kan ons baie maklik na Adam kyk en sê, sies vir jou. En dan aangaan met ons lewens asof dit niks met ons te doen het. Dan kan ons baie maklik na Pilatus kyk en sê slim gedink. En ook probeer om onsself te verontskuldig aan dit wat daardie dag gebeur het. Maar Paulus maak dit vir ons baie duidelik in Romeine 5. Ons kan dit nie doen nie. Ons is deel van ons Here se leiding onder die skepping. En al probeer ons wegkruip in ons hoekies, jy en joune en ek en myne, dis nie hoe die werklikheid werk nie. Ek kan sê soos Pilatus, ek gryling van Rooyen was my hande in onskuld. Te maak asof ek nie skuld dra nie. Ons kan probeer om ons aandeel in Christus se lyding te ignoreer of te maak asof ons nie daar was nie, maar dit verander nie die stand van sake nie. Christus het onder Pontius Pilatus gelei. Maar ook onder Adam. Ook onder my en jou. Alle mense is sondig. En daarom is alle mense skuldig. Wanneer ons bely dat ons Here Jesus Christus gelei het onder Pilatus, moet ons besef, ons erken ook daardeur dat hy net so gelei het onder elkeen van ons as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons skuld. Maak nie saak wat ons lewens uitkyk is nie. In dieselfde asem soos wat Paulus dit beskryf, onthou ons dan egter ook dat net soos deur die een mens die sonde en die dood die wêreld binnegekom het, dit deur die een, die ware Adam, ons Here Jesus Christus, vir die wat hom lief het, nie toegereken word nie, maar reeds voorbetaal is, deurdat hy vir ons wat glo, daar ook gelei het. Vir my nog 'n sondige Pilatus wat so lief is daarvoor om te probeer om my hande in onskuld te was en te maak asof ek niks daarmee te doen het nie. Is die waarheid duidelik, maar is die boodskap van hoop so groot. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Daarom kan ek getuig, ek, Pontius Pilatus, is onskuldig voor God
maar in Christus Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, sterke Verlosser en ewige Here. Here, wat kan ons sê om waarlik die nodige lof en eer aan U te bring wat U toekom? Wat kan 'n mens sê om U genoeg te dank vir die dierprys wat U betaal het? Here, ons besef in onsself, as mensdom staan ons voor U skuldig. Al probeer ons so hard om ons hande in onskuld te was. Deur die genade is ons net onskuldig in Christus ons Here. Nou Here, ons weet dit wat U vir ons gedoen het, is die blye boodskap. Maar is ook die gevolg van elke mens op aarde se sonde. En wat U gedoen het is die kern van 'n gelowige wees, die rede waarom ons nie meer gedefinieer word as Adams kinders nie, maar nou as kinders van God. En daarom staan ons in afhanklikheid voor U vanoggend. En vra ons dat U ons sal vergewe waar ons nog soos Adam, soos Pilatus voor ons probeer om ons aandeel aan al hierdie gebeure te ontken. Help ons om die diepte daarvan te besef, maar die genade daarin ook te lewe. Laat ons mens wees, ons kerk wees, ons kind van God wees, 'n getuienis van Christus, die ware Adam wees. Want U kom toe alle lof, alle heerlikheid, vanaf ewigheid tot in ewigheid. Amen. Ek gee geleentheid